Goeiedag geliefdes, dis 'n splinternuwe week en dis heerlik om saam met julle rondom die woord te kuier. Hierdie week wil ek gesels oor ons posisie en 'n baie eenvoudige posisie binne of buite, in of uit. Hulle sê altyd dit is sleg om aan die buitekant van iets te staan en in te kyk. Jy weet 'n ou wat heeltyd aan die buitekant staan en net inkyk na iets word nooit deel af van nie. Bly 'n uitgeworpene, daar's nie aanvaarding nie. So aan die buitekant, as jy aan die buitekant staan en inkyk, dan kan jy jaloers word wat op daar binne aan die gang is. Jy kan krities wees. Jy kan eensaam wees en jy kan dalk tog weird ook lyk omdat jy daar aan die buitekant staan en inkyk heeltyd. Ongelukkig is baie mense se ervaring in hierdie lewe dat hulle baie keer aan die buitekant is en moet inkyk. En ons as Christenmense kan baie keer dan wonder, maar is daar vir ons ook 'n plek van inwees, van inkom, van in en tuis wees. Ons wil 'n bietjie hierdie week rondom die woord gesels. Die woord is ryk aan lering hieroor, so ons kan nie by alles uitkom nie. Maar op hierdie maandag begin ons met seker die bekendste teks as ons aan hierdie konsep dink. Dit is natuurlik Johannes 15 vers 1 tot 8. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Dit is so duidelik wat Jesus hier sê. Sy mense is in hom en hy is in hulle. En laat my altyd so dink aan stokkies of stammetjies waarop lote ingeënt word, soos in hierdie prentjie waar die ou loetjie daar ingeënt is en hy moet daar gehou word met 'n ou stukkie typ of iets sodat hy nou net nie weer uitval nie. Daar moet 'n tyd wees van ingroei en waar hy regtig deel kan word en regtig in hierdie stam kan ingroei en vestig. Jesus kom en hy gee vir ons so 'n ander beeld en hy sê, met julle wat aan my behoort is dit so. Ek is in julle en julle is in my. So ons hoef nooit te wonder of daar vir ons 'n plek is waar ons in is nie. Wanneer dit by Christus kom, staan ons nooit buite nie en ons behoort nooit buite te staan en binne toe te kyk met verlangende oë na wat daar binne aan die gang is nie. Want ek en jy, die kinders van God, daardie wat hy in hierdie selfde Johannes sê in hoofstuk 1, die wat in hom glo, die wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word, en dit is wie ons is. En ons is in Christus. Hy is die wingerdstok. En oor die rykheid van hierdie teks kan ek onmoontlik nie vandag praat nie. Maar dit gaan oor vrug dra en dit gaan oor lewe hê. Nie per ongeluk ingeplant nie. Nie ingeplant met die hoop dat dit sal wortel skiet en werk nie. Net so eenvoudig in Christus, dat jy vrugte sal dra. Maar dan moet jy in hom bly en sy woorde in jou, sê hy in vers 7. En dan word 'n lewe sinvol. Dan word 'n lewe van ergens is ek ingesluit en nie sommer net ergens nie.
in Christus Jesus. Dis die wonderlikste posisie om te kan hê, om te weet, maar dit is wat ons het. Al voel ons hoe verwerp deur die wêreld. Hoe vreemd, hoe weird in hierdie wêreld, hoe anders as hierdie wêreld, asof ons nêrens inpas nie. Ons pas in by die beste van alles, by die Verlosser, Christus, die Here. Mag jy jou inwees in hom, vier en uitleef, vrugte dra en sy disipel wees. Shalom.